Goeiedag, my naam is Thiero van der Spy en ek wil vir 'n oomblik saam met jou dink oor die duisende keuses wat jy op elke dag in jou lewe moet maak. Besluite hou net nie op nie, inteendeel, jy gaan nou in 'n sekere rigting ry as gevolg van keuses wat jy dalk 10, 20 jaar terug gemaak het. Of hulle goed of sleg was, wel, kom ons kyk of ons dit 'n bietjie beter kan verstaan. Toe ek op laerskool was, het 'n oom by ons huis kom kuier, eintlik by my pa, hy was nie daar nie, en die oom begin toe met my te gesels oor die plan A lewe. Hy gebruik die storie van Adam en Eva in die tuin van Eden en hy sê daar was 'n plan A lewe vir elkeen van ons bestem en dit was die Here se perfekte plan. Maar die groot sleg het ingekom toe sonde gepleeg is en die plan A lewe en die plan A filosofie kon eenvoudig net nie meer uitgespeel het nie. Maar die groot vraag is, wat doen God toe? Toe sê God, weet jy wat, ek sal steeds saam met jou wees in die plan B lewe. Ons lees daarvan in Genesis 2, dan sê hy, ek is kwaad vir julle, julle het gedoen wat ek nie van julle gevra het nie, maar, weet julle wat gaan ek doen? Ek gaan vir julle nou klere aantrek en dan begin ons oor en ons leef die plan B lewe. Plan B is nie plan A nie, en kom ek sê jou sommer terloops dan ook, plan C is nie plan A nie. Plan D, E, F is nie plan B nie. So jy kan agterkom dat daar is definitief 'n beter plek om in die wil van die Here te leef, maar, en ek dink dis die goeie nuus wat ek vir jou vanoggend het, is dat God is met jou en hy kan jou gebruik en hy kan die beste saam met jou maak van die omstandighede ten spyte van die besluite wat jy in jou lewe geneem het. Of goed of sleg. My vrees baie keer met mense is dat jy leef en jy so spyt oor 'n klomp goed wat jy in jou lewe gedoen het, dat jy eintlik onttrek en nie meer kan glo dat God jou lewe en jou storie en jou situasie kan gebruik ten goeie nie. Jy het nou eintlik opgegee op jou lewe, want jy weet jy het 'n klomp foute uit die verlede uitgemaak, swak besluite geneem en hoekom op dese aarde sal God my nog ooit kan gebruik? Ek wil jou kom herinner vanoggend dat dit is nie hoe God werk nie. God werk op unieke en kreatiewe maniere, selfs op plan G in mense se lewens. Natuurlik het hy 'n beter plan vir jou lewe. Natuurlik droom hy mooi drome oor jou lewe. Sê mooi goed oor wie jy is. Maar hy kan en hy wil in die plek en in die situasie waarin jy nou is, kan hy maak dat jy presies kan verstaan dat die Here iets baie spesifiek en baie uniek met jou lewe wil kom maak. So kan ek vir jou pleit om te sê, dit wat gebeur het gebeur. Let bygones be bygones, maar glo my vandag dat die Here iets in hierdie seisoen en in hierdie plek in jou lewe nou met jou wil doen. As dit nie plan A is nie, mag plan C net so spesiaal wees soos plan B en uit die aard van die saak plan A. Hê 'n fantastiese dag.